My naam is Emma Breed en ek is van Laerskool Joodsuid. Goeiedag, voorsitter, dames en here. In my huis is ek die een wat hou van orde en reëls. Ek hou daarby, ek bly binne perke en volg skedule. My ouer sussie daarenteen kyk na 'n reël en dink, interessant, maar wat gebeur as ons dit eers toets? En dit het my laat wonder, is dit regtig so verkeerd as 'n kind soms 'n bietjie rebelleer? Of is dit dalk net besig om haar plek tussen reëls en drome te soek? Daar is 'n ou Afrikaanse lied deur Koos Du Plessis wat praat van tussen treine, tussen stasies. En elke keer as ek dit hoor, dink ek, dit klink soos grootword. Jy is nie meer waar jy was nie, maar jy weet ook nog nie heeltemal waar jy gaan uitkom nie. Jy staan op 'n perron met 'n rugsak vol vrae en groot mense roep vir jou. Moenie hardloop nie, moenie vra nie, moenie afklim nie. Maar diep in jou is daar 'n stem wat fluister. Wat as ek net een tree vorentoe gee? Vandag wil ek redeneer dat 'n gematigde, gesonde vorm van rebelleer, waar kinders grense beproef en nie die huis afbrand nie, goed is vir hulle ontwikkeling. My 3 standpunte beamoen dat dit hulle help om hulle eie stem en oordeel, selfvertroue en rigting in die lewe te vind. Eerstens, om grense te beproef, help kinders om hulle eie oordeel te ontwikkel. Volgens Dr. David Anderson, 'n kliniese kindersielkundige by die Child Mind Institute, het hy in 'n artikel gepubliseer op 29 Maart 2024. When your kid is the classroom problem, verduidelik hy dat kinders wat soms grense toets, beter leer om hulle eie oordeel te vertrou. Hy sê, dit is 'n normale deel van grootword. Dit is soos leer fietsry sonder stootwiele. Iemand kan jou vir 'n ruk lank vashou, maar eendag moet hulle los. Selfs al beland jy eers in die gras met 'n skewe glimlag. So wanneer 'n kind vra, hoekom moet ek dit so doen? Is dit nie rebels nie. Dit is 'n brein wat begin dink. En 'n brein wat dink is baie veiliger as een wat net volg. Tweedens, 'n bietjie dwaasheid bou selfvertroue. Positiewe verhoudings laat kinders voel dat hulle geliefd en gerespekteer word, wat 'n positiewe siening van hulself versterk. Navorsing vervat in die artikel Adolescents Pro-Social Behavior Toward Family, Friends and Strangers deur professor Lara Padilla Walker, 'n opvoedkundige navorser, gepubliseer in die Journal of Adolescence op 18 November 2022. Wys hy dat kinders wat verantwoordelike risiko's neem, sterker selfvertroue ontwikkel. Dit is kinders wat durf praat, durf vra en durf sê, ek stem nie saam nie. Want as jy nooit jou hand opsteek nie, word jy dalk enige volwassene wat steeds vra. Vat ek almal anders, selfs wanneer jy net 'n roomys wil bestel? Derdens, rebelleer keer dat kinders net saam met die stroom dryf. Een van my ma se vriendinne het vir haar gesê dat sy is jammer sy het soveel opinies, maar sy reken, dit is beter om wel 'n opinie oor iets te hê. En dat dit jou beskerm van saam met die stroom dryf die dag wanneer daardie opinie juis moet tel. Dr. Alan Kasdan, 'n gedragssielkundige van Yale Universiteit, se navorsing toon dat kinders se gedrag en ontwikkeling sterk beïnvloed word deur leerprosesse en die omgewing waarin hulle groot word. Hierdie beginsels word bespreek in die Kasdan se studie, The Kasdan Method for Developing and Changing Behavior of Children and Adolescents, gepubliseer in die International Journal of Health Promotion op 28 September 2021. Hy sê dat wanneer kinders geleenthede kry om vrae te vra, idees te toets en selfs reëls krities te bevraagteken, ontwikkel hulle belangrike vaardighede soos onafhanklike denke, probleemsoplossing en kreatiwiteit, wat bydra tot selfvertroue en latere sukses. As almal net die stroom volg,
beland ons almal op dieselfde plek en dit raak baie vinnig, baie vol daar. Soms moet jy effens teen die stroom swem. Nie om moeilik te wees nie, maar om te kyk of daar nie dalk beter plek ander kant is nie, iets nader aan my drome. Dit is daardie kinders wat eendag sê, wat as ons dit anders probeer? Wat dinge vorentoe neem en sterk sal staan, selfs wanneer groepsdruks toeneem. Vandag het ek gewys dat 'n klein bietjie rebelleer eintlik goed is vir kinders, omdat dit hulle help hulle eie oordeel te ontwikkel en nie net alles klakkeloos te aanvaar nie. Dit bou selfvertroue en moed, sodat 'n kind durf praat en durf dink, selfs wanneer dit ongemaklik voel. Dit leer kinders om kansse te vat, om nuwe dinge te probeer en nie bang te wees vir foute nie. En dalk die belangrikste van alles, dit keer dat kinders net saam met die stroom dryf, sonder om ooit te vra of dit werklik die rigting is waarin hulle wil gaan. Ek wil afsluit deur terug te keer na my beeld waarmee ek begin het. Daardie stil oomblik, waar 'n mens nie meer is waar jy was nie, maar ook nog nie heeltemal weet waar jy gaan uitkom nie. Tussen treine, tussen stasies. Groot word is nie 'n eindbestemming nie. Dit is 'n reis. En soms lyk dit vir groot mense soos rebellie, maar vir 'n kind is dit net daardie oomblik waar sy op die perron staan en genoeg moed bymekaar maak om op die volgende trein te klim. 'n Bietjie dwaasheid is nie ongehoorsaamheid nie. Dit is 'n kind wat tussen reëls en drome leer om haar eie rigting te kies. Baie dankie.